Amen. Krijg koud. Krijg koud. Julle is so stil. Kan ek hoor 'n amen? Sê vanoggend toe, ek kom Johnny so groen, Johnny vra vir my, kom Johannes so koud? Toe sê ek, ja, Johannes kom vir die binnenkant, is dit warm vanmôre. Dit kan koud wees die liggaam, maar die binne is dit warm. Vanmôre wil ek julle almal groet in hy wonderlike naam, die naam bo elke naam, Jesus Christus. Toe ek so stil raak en om die woord voor te berei, het ek reeds 'n woord gehad wat God vir my gegee het. En ek wil graag om die woord te praat oor die tong. Wil ek oor gespreek het. En die Here sê vir my, jy gaan nie om nie. Ek sê, Here, maar waar? Nou, wat se kant toe? Nou, wat se woord nou? Hy sê, ek het al 'n jaar terug vir jou, toe jy ingeskryf het ek vir jou 'n tema gegee, van die gekraakte kleipot. Ek gaan hom bring. En ek sê, Here, ek het die skrifte nie. En hy sê vir my, vertrou op my. Vertrou op my. En vanmôre wil ek vir julle sê, die woord sê, elkeen van ons wat hier staan en sit vanmôre, is 'n gebroke kleipot en is 'n kleipot. Jy mag vanmôre vir my sê, nee, van wat praat jy? Maar God sê, hy sien ons as kleipotte. Of jy dit wil weet of nie wil weet, jy is 'n kleipot vanmôre. Jy is nie gevorm uit die hand van 'n mens nie. Jy is gevorm uit die hand van jou meester. En die een van ons wat vanmôre hier is, lyk dieselfde nie. Nie een van ons wat vanmôre hier is, het dieselfde vingerafdruk nie. So spesiaal is jy gemaak vir God en vir hierdie wêreld en hierdie aarde. Ek wil vanmôre van verder gaan vir die kerk wat sê baie dankie vir die voorreg, pastoor vir julle vir die voorreg en vanmôre die woord kan bedien hierso. En vir julle wat luister vanmôre, is enige besoekers vanmôre? Enige besoekers? Môre jongman, môre julle. Ek wil verder gaan in die woord en ek wil vanmôre sê, julle sien is 'n kleipot vanmôre. Ek gaan try om hom te breek hier, ek gaan try om hom te breek hier, man. Ek gaan dit try, maar as die Gees my lei, dan kan hy miskien waai. So julle sien hierdie kleipot vanmôre. Kom jy op, dan gaan hom baie mooi vashou. Is volmaak. Hy is volmaak. Hy is mooi. As niks fout om dit kan sien, ek sien nie jy is 'n kraak in die son nie, ek sien hy is volmaak. Maar God sê vanmôre, ek soek hierdie volmaakte kleipot nie. God sê vanmôre, ek soek die kleipotte wat gebroke is van hart. Hy soek vir jou en my wat gebroke is. Dan vra ek maar hoekom soek God gebroke kleipot? Hy soek die kleipotte wat reg is nie. Ons gaan nou na sy woord sien. Hoekom hy gebroke kleipotte sien. Maar voor ons gaan, ons lê die oë net en vra vir die Here om die diens verder te lei. Ons het hier by ons Vader, Seun en Heilige Gees. Vanmôre kom ons as u kinders. Ons sit vanmôre voor u voete, Here. En ons vra vanmôre, Here, vir ons elkeen sal raak sien vanmôre. En bid vanmôre, vra Here, dat jy die woord in elke hart sal neersit, my Vader, by elke kleipot vanmôre, Here, sal wees vanmôre, Here. En bid vanmôre, Here, dat jy my as dienaar, as die knegt vanmôre, Here, dat ek die regte woorde sal uitspreek tot die mens, my Vader. Ek bid vanmôre, vra Here, dat u wil geskied, soos u wil geskied, en nie soos mens nie. Ek vra Here, dat jy die diens in die hande sal onderneem. Ons dien dit die Here, ons vra dit in u naam, in Jesus Christus. Amen, amen. As jy dan kyk na die kleipot, na hierdie kleipot, is hy baie waardevol. Hy is baie waardevol. As jy gaan kyk, wat kan hierdie kleipot doen in waardevol? Kan jy water nou dra? In die ou tyd, lees ons, was daar nie ding soos 'n kan wat hulle gehad het nie, hulle het kleipotte gebruik.
Hulle het kleipotte gebruik om kos in te bære. Hulle het kleipotte gebruik om water te vervoer. Hulle het kleipotte gebruik om die wyn wat hulle gemaak het in te sit. So die kleipot was daai tyd baie waardevol gewees. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, jy is vanmôre 'n ware kleipot. Jy dalk miskien vir jou voel, jy voel nie so nie. Jy voel nie so, as jy gaan kyk in die lewe, hoe die lewe jou slaan en die lewe jou druk, voel jy kan nee. Ek voel nie so waardevol nie. Maar ek wil vir jou vanmôre sê ook, die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Ek en jy sal die uiterlike kyk na die mens, môre soos kyk, hoe lyk jy as jy wat inkom, hoe lyk daai ene, hoe lyk sy hare gekam, maar God kyk nie na dit nie. God kyk vanmôre hoe jou innerlike lyk. Hy sê nie innerlike, hy sê die binnekant, so kyk van jou. Kom ons gaan kyk na die vers in 2 Korintiërs 4 vers 7. En dis hier waar die woord begin, dit is waar alles by mekaar kom. Hy sê daar, hierdie boodskap oor Jesus Christus is baie belangrik. Maar God het dit, die boodskap gebêre in 'n kleipot, wat maklik kan breek. Hierdie kleipot is ons. Almal moet sien dat die boodskap groot krag het, omdat dit van God kom en nie van die mens. Jy sê God weer, ons is kleipotte. Ek en jy is 'n kleipot. As jy gaan dink, wanneer jy 'n brood bak, jy kry allerlei goed, ons bestaan julle kry ons reg, jy 'n broodbak of 'n koekbak. Dan moet jy alles bymekaar hê. En wanneer jy alles bymekaar inslaan, moet jou oond 'n sekere hittegrade wees. Want anders as jy die brood gaan insit, as jy te hoog is, gaan jy mos die deur brand. Nee, pas op vir my. Jy gaan brand. Dan gaan jou brood mos nie so lekker mooi wees nie. Dieselfde met 'n koek. Nou hy persoon wat hy brood aan mekaar geslaan het, en hy goed bymekaar gesit het, of hy koek bymekaar gesit het. Wanneer hy brood so mooi rys, of hy koek rys so mooi, jy kan so ruik hoe lekker ruik het. Jy ruik hom. Tydsgebakte brood is mos maar lekker. Tydsgebakte koek wat jy instap en jy ruik, het is lekker. Jy raak sommer honger en lus vir dit. Vanmôre wil ek vir jou sê, kyk God na ons so, wanneer jy so gevorm het, en jy is so spesiaal vir hom, met al jou foute, en al jou seer, en al jou stikkinge, is jy so spesiaal vir God. Hy sê daar, in my eerste punt wil ek begin is, die mens is 'n kleipot. Hy sê God het ons uit klei gemaak. In Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7 sê daar. Toe het die Here God die mens gevorm uit die stof van die aarde. Jy is uit die stof van die aarde gevorm. Jy is nie gevorm en geplak met gom aan mekaar nie. Jy is nie mekaar gesit met hout of staal nie. Jy is gevorm uit die stof van hierdie aarde. Het God jou gevorm. Want die woord sê, van stof is jy gaan maak, en van stof sal jy terugkeer na die aarde. Ons is van stof gemaak. God het jou nie net so in mekaar gesit nie. Die dag toe jy in mekaar gesit het in die baarmoeder van jou moeder, het hy geweet hoe jy lyk. Het hy geweet hoe jy gevorm is. Het hy geweet wat jou teëspoed op aarde gaan wees. Hy het dit al geweet. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons ken en wil ken. Hy sê, ook kleipotte is algemeen en ook breekbaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is breekbaar. Of jy dit wil weet of jy wil weet, jy is breekbaar, soos jy hier sit, is jy breekbaar. Nou vraag jy my, hoekom is dit breekbaar? Want jy daar wat kan voel. God het jou 'n hart gegee wat kan voel. Hy het jou 'n verstand gegee. Want as jy hart seer kry en verstand kry, so altyd kry seer,
dan werk altyd overtime. So God het jou 'n hart gegee wat kan seer kry. As jy jou hand knyp, kry jy seer. As jy jou hand gaan raakslaan met die hamer, kan jy seer kry. Maar wat maak die mens die seerste? Die tong. Die tong maak die mens die seerste. Punt 2 wil ek ingaan. Ek gaan julle lang hou nie. Punt 2 wil ek ingaan, die krag. Die gekraakte kom deur die lewenstorms. Gekraakte kom deur die lewenstorms. Jy sien ek en jy moet storms deurgaan. Wie gaan die storms deurgaan nie? En of jy sê as jy nie storms deurgaan nie, gee vir my ook 'n resept. Ons almal gaan 'n resept nodig hê. Die storms kom, my broer en suster. Ek sê vir jou, jy weet nie wat se kant op teken nie. Maar as jy daai storms wat God jou dra. Dis hier storms wat jy kan opstaan. Ek het daar geskryf ook, niemand bly onbreekbaar nie. Niemand nie. Nie van ons wat die sit vanmôre is onbreekbaar nie. Ons almal is breekbaar. Daar kom 'n tyd in ons lewe en ons breek. Lisa sit vir my hy prent op sy prent ophou. Ek het 'n prent daarso op. En ek het punte neergeskryf in daai prent. En daai prent het ek, as jy op so kyk, as sien jy daai vaas, hy kleipot wat gemaak is. Dis jy en ek en jy daai. Jy sien daai kleipot is daar moet as 'n lig binne hy kleipot. So moet God se teenwoordigheid van ek en jou wees binne hy kleipot. Maar nou gaan kyk ons, wat veroorsaak hierdie kleipot dat hy so breek? Jy sit vanmôre hier en sê, ek voel stik in die binnekant, ek kan nie meer nie. Ek is op breekpunt. Dan kyk ons na verwerping. Baie van ons gaan verwerping leer. Baie van ons gaan in finansie, depressie, afbreking, verlies en rou, trauma, siekte, gebrokene verhouding. Hoeveel van ons wat hier sit vanmôre, sit jy met depressie nie? Hoeveel van die sit vanmôre het daar jou werk verloor? Daar's 'n krisis, maar daar's nie meer werk nie. Daar's 'n krisis waar gaan die kos inkom nie. Hoeveel van julle sit vanmôre wat trauma deur gegaan het en ons gaan trauma deur. Net dan gaan ons trauma deur, weet jy nie skielik deur trauma nie. Jy het nie die dood afgegee. Hy trauma wat jy deurgaan. Jy het uitgevind van 'n siekte wat jy het of iemand wat siek is. Dis die trauma wat ek en jy deurgaan. Maar verwag God nog steeds van jou en my, dat ons pot, wat gekraak is, helder moet skyn, dat ons vir hierdie wêreld 'n voorbeeld moet wees. Ek het net gesê, God soek nie 'n pot wat heel is nie, of volmaak is nie. Hy soek die gebroken van hart soek hy. En hy sê daar in Psalm 34 vers 19 sê hy, die Here is naby aan die gebrokenes van hart. Hy is naby ons wat gebroken is. Jy voel miskien, waar is God? Hoekom laat God toe dat ek so gebroken so stik is? Hoekom laat God toe die storms op my pad kom? Daar's 'n doel vir dit. Elke storm het 'n doel. Elke storm weet jy moet hier gaan. As ons gaan kyk in die palmboom, ek is lief vir die palmboom. Baie mense hou nie van 'n palmboom nie. Ek is so lief vir die palmboom. Jy gaan sien in die storms, as die winde so waai, ek hou nie weet tot die winde so waai, kyk ek in die palmboom, dan buig die palmboom. Dan kom hy weer terug. Hy buig, heeltyd so kom hy terug. Maar hy breek nie. Hy ervaar die storms wat hom toe kom. En so ek en jy ook die storms van die lewe aanvaar wat met ons kom. Want ons het 'n lewende God wat ons dra. Ons het 'n lewende God wat ons kan optel. Maar waar gaan ons as mens as die storms kom? Ons sit in 'n hoekie. Ons val vas. Ons sê nie, ons kan nie. Ons gaan sluit ons toe in 'n donker kamer. En sê nie, ek sien nie lus vir die lewe nie. Maar dis want dis die tyd wat God jou wil gebruik. Dit wat God jou wil gebruik. Hy sê, en jy wat oor die tong praat, al hierdie
Dinge begin by die tong ook, wat ek en jy spreek vir mekaar. Hy sê in Efesiërs 4 vers 29, kyk hoe mooi praat God nou hier, hy praat God met die mens, hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle monde uitgaan nie, maar net een wat goed is tot opbouend. Opbouend. Die Here sê, wanneer jou mond oopmaak, moenie slegte dinge praat nie. Bou mekaar op. En hoe bou ons mekaar op? En die volgende punte neergeskryf om opgebou te word. Gebruik jou tong, het ek geskryf daar, om te bemoedig, om te onderrig, om te bid, te getuig, te aanbid. Maar wat doen ons? Die negativiteit van die kant. Ons loop in skinnig. Ons loop in skinnig, liefes. Ons praat kwaad van ons broers en susters. Ons dink sleg van mekaar. Amen. En dan staan. Ons is jaloers op mekaar. Om dit te vervul, dit te so mooi woord gesê. Hy sê, Christelike mense, broers en susters, raak jaloers op mekaar. En dit is waar. Dit is waar. As jy weet dat die ander is en God voorsien vir jou, raak jy jaloers. Blijf jy begin bid en sê, Here, ek wil ook hier wat hy het en sy het, jy bless hulle. God sê jy ook om gaan bless. Moenie loop en praat en sleg praat van mekaar nie. Bou mekaar op. Wanneer jy te swaar gaan en weet, dit gaan swaar in 'n huis, begin te bid vir 'n huis. Bid. Aanbidding. Die mense die werk ek raak mal. Want as ek die telefoon antwoord, dan sing ek is nie hallo, ek sing, dat ek die lied wat ek begin te lied, wat ek sing, dan sing ek die lied. Maar van ek ding, ek antwoord die telefoon, dan moet ek hallo sê. Dis aanbidding. Dis lekker as jy begin aanbid, jy aanbid God, en jy begin dit verloor. Jy sê nie mal, jy verloor te praat met jy raak mal nie. Jy verloor, jy gaan in 'n ander dimensie jy ingaan, jy voel die salwing van God op jou. Jy voel jy kan nie opbou nie. En ek verstaan dit, ek gaan stil sit daarso, voordat jy raak kyk en opgewonde gaan raak het daarso. Toe kyk, waar ek raak ek stil, en ek sê die musiek aan en ek begin, met my trane loop, en ek sê, dankie Here. Dankie vir hierdie tripod, wat vanaand jy kan sit, met wie jy nou praat. En ek sit en ek kyk, net die rappie en ek dink myself, en ek sê vir hulle, ja, ek dink ons oor die 40.000 mense wat daar sit, en hulle wys hoe die mense ingeskakel is, by partyplekke sit, ek sê, dink ons aan 'n band in die middel van 'n Afrikaanse staan. En hulle begin te worship. En hy klomp mense begin te bid daarso. Hoe gaan dit klink as hulle almal begin bid tot 'n lewende God? En jy begin sien hoe die kettinge val, hoe die Here begin dinge waar maak en drome begin waar maak. En mense word verlos en hulle noord sê kom uit vir gebed en hy veld begin vol raak soos mense staan om die Here te aan te neem. Ek leef my net te mense dit te hoor. Ek sê vir die dag voor my as uitlos, wil ek dit graag hoor. Hoe klink dit? As oor die 40.000 mense die Here loof en prys. Dit moet wonderlik wees. Ons gaan kyk in die Bybelse verhaal, 'n bietjie die Bybelse verhaal van die kraakpotte. En ek het 3-4 daar neergeskryf. Ons gaan kyk na Job. Job was 'n wonderlike mens gewees. Job het alles verloor. Alles wat hy gehad het, het verloor. Maar God het hom weer opgerig. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy voel of jy alles verloor het. Moenie gaan bly lê nie. God gaan jou weer oprig. Hy gaan jou weer oprig. Jy gaan weer kom waar jy was, en jy gaan meer wat jy het, en meer hê wat jy gehad het. Onthou dit. Alles wat ons besit, behoort nie jou nie, behoort aan God. En dit wat jy verloor, gee God dubbelvoudig terug vir jou. Onthou net dit. Maar as hy dit vir jou teruggee, en hier is die trik,
moenie vergeet om dankie te sê nie. Moenie loop en spog nie. Dan moet jy terug en wat net al gesê het hierso. Dan moet jy getuig wat die Here gedoen het. En dan moet jy bid daaroor. Dan moet jy aanbid. En die Here sê dankie. Ons gaan kyk Petrus. Petrus het die Here verloon en verraai. Daar kan Jesus van kwaad gewees het. God kan kwaad gewees het vir hom. Hy was nie. Hy was nie kwaad vir Petrus nie. Hy het Petrus gevat wat hom verloon het en hom weer 'n rots gemaak in die kerk. 'n sterk man gemaak in die kerk. Wat doen ek en jy as iemand ons verraai? Wat doen ek en jy as 'n broer of suster in die kerk ons verraai? Ons bly kwaad. Ons is kwaad vir die persoon. Ek draas hom nie meer nie. Ek draas hy nie meer nie. Toe 'n bietjie wys met hom hulle. Maar die Here sê nee. Bid vir hom of haar. Bid vir mekaar. Bid. Ons kyk na Maria Magdalena. 'n vrou so na aan God se hart. Wat het gebeur daarso? 'n gebrokene verlede. Maar een wie die eerste Jesus Christus gesien het opstaan. Die eerste Jesus Christus sien opstaan. Dan gaan ons verder. En ek het net bygesit. Toe ek daar sit en dink, dus dink ek dink aan Jesus. Toe hy in die kruis gehang het. Wat was sy woorde in die kruis? Vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen. As die mense in ons iets doen, wat doen ons? Ons wil terugbaklei. Ons wil ons laaste sê, maar ons wil ook seermaak in die tong. Maar die Here sê, sy seun aan die kruis sê, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy spreek hulle vry. Wat moet jy doen? Ons moet mekaar vryspreek. Dit is moeilik. Dit is een van die moeilikste ding, is iemand van jou geloop en praat en geskinder en spreek hulle sê, om hom of haar vry te spreek. Dit is die moeilikste. Maar God verwag dit van ons. Hy verwag dit van ons. Hy sê hierso, wat ek neergeskryf het ook, is, jy sien God kies nie perfekte mense nie. Hy hulle stel gekraakte potte en gebruik hulle tot sy eer. Jy word gebruik tot God se eer. Jy word nie gebruik tot die mense eer nie, maar tot God se eer word jy gebruik op hierdie aarde. Jy mag gebruik word miskien in die kerk, maar jy word gebruik waar jou werk is. Oorals waar jy gaan, as jy van nou in die kerk stap, jy gaan in die supermarkt in, moet jy bereid wees om gebruikbaar te wees. Want dis waar die Here jou wil gebruik is buite. As jy gaan kyk en ek sit so en dink ook, as jy gaan kyk toe Jesus op aarde was, waar was hy gewees? Waar het hy beweeg? Dis nie gebroken van hart. Hy het tussen die mense beweeg wat sondaars was. Hy het tussen die mense beweeg wat armoedig was. Hy het nie gehoor dat Jesus in die paleise is by die konings nie. Hy het nie gehoor dat daar was nie. Hy beweeg tussen die mense wat die siekte was, van dit 'n bed. Hy beweeg en gesit daarso, saam met die disciples. Hy het sy disciples se voete gewas. Hy het gedink, ongeag wie se beter het. Hy het daar al voete gewas, een vir een. En ek dink ook, terwyl hy voete gewas het, het hy geweet, Petrus, ek was jou voete, jy gaan my verloon. Het hy al gepraat en gesê, Here, my Vader daarbo, wees met Petrus, wees met Johannes, en het elkeen sy naams opgenoem, terwyl hy gewas het, dat het hulle geken. Vanmorgen wil ek vir jou sê, God ken jou gebroke hart. God ken jou gebroke en jou krake en jou pot vanmorgen. Beter is wat jy dit self vir het ken en wil weet. Wat doen ek en jy? Ons steek ons krake weg. Ons steek ons krake so weg. Ons wil hê die broers en die susters in die gemeente wil dit sien nie. Ons wil hê die buitenmense wil dit sien nie. Van wat gaan hulle dink van my?
Wat gaan hulle dink? Ek wil vanmôre sê, elkeen wat hier sit vanmôre, loop met 'n seer weer. Mag jy die pastoor van die gemeente wees, onthou net, sy loop op met seer. Daar is sy geroep tot die bediening, sy ook net 'n mens. Ons almal is breekbaar. Almal. Ons gaan kyk ook, hoekom laat God krake toe? En dis die vraag wat ons almal vra. Hoekom laat God hierdie seer, hierdie kraak toe my lewe? En hy sê daarso, krake wys sy krag, nie deur ons nie, maar deur God. Hy wys sy krake. En hier kom die teks vers 4 in, en om 'n bietjie korter gemaak, in 2 Korintiërs 4 vers 7. Almal moet sien dat die boodskap groot krag het, omdat dit van God kom en nie van die mens nie. Dit kom van God. Vanmôre wil jy sê, al die eer en lof kom God toe. Dat jy vanmôre hier kan sit, is 'n genade. Dat jy vanmôre jou kan praat, en jou tong kan spreek, dis van God af. Dit kom van die mens self af nie. Jy kan vanmôre langs 'n siekbed gestaan het. En as hoeveel mense wat afsterf. Maar God het jou vanmôre hier gesit. Hy het hier vanmôre afspraak met jou. En ons gaan verder krake laat lig deurkom. As ek nou vanmôre in hierdie, ek het net gekyk toe pastoor my water optel, waar is my water wegsteek? Ek sien sy wil toe hier weg, jy weet ook, hy sê nou hier wegsteek, en weet ek waar my water is. Maar as jy hierdie glas sal vat, en hy sal lig, en jy sit hierdie lig, dan gaan ek hom wegsteek, hier binnekant, as hy nou mooi, staan nou mooi, en ek maak hom toe, maar die lig skyn, gaan ons enig iets sien daar. Ons gaan niks sien nie. Die lig is afgeblok. Maar as jy 'n gekraakte pot nog gevat het, en jy die lig daar binne, gaan jy dit sien. So as jy, wat ek vanmôre vir jou wil sê is, as Jesus Christus binne jou is, die lig van hom, gaan die wêreld kan sien. Maak nie saak of jy gebroken is of nie gebroken is nie. Dit wat God wil hê, dat die gebrokene van hart, dat die wêreld moet sien, dat sy lig binne jou skyn. Maar ons wil ons hierdie lig beskyn nie. Ons wil liewer kwaad wees vir God. En vir God sê, hoekom en waarom hierdie seer? Waarom hierdie krake? Waarom hierdie seer? Hoekom moet ek nog dit gaan? Hoe lank nog van God? En die Here sê, dis hoekom jy daar is. Dis hoekom jy gekraak is. Dat ek jou kan gebruik in hierdie wêreld. Maar ons wil ons nie gebruik word nie. Ons wil ons nie gebruik word vir God nie. Wat gaan die mens dink van my, as ek stikkend is? Hy sê daar, 'n volmaakte geslote pot, wys nie die lig van binne nie. Maar die gekraakte pot laat lig uitstraal. Dit is juist deur jou pyn, dat sy lig kan skyn. Dit is jou pyn, dat jou lig skyn van God. As ek kyk na die 4de punt, hy sê ook God is die potterbakker wat hy stel. En hier sê ek raak so opgewonde, om te dink, ons as mens kan mekaar nie wie jou maak nie. Maar God kan jou maak. God kan jou kom optel. Jy sien as hierdie pot nog gaan breek, wat ons moet doen? Hy gaan ons rond. Ons moet weggooi. Maar wat doen God? God gooi nie jou weg nie. Jy kan gebroken wees vanmôre, jy kan loesstukken wees. God gaan sê, kom na my toe. En hy gaan jou vorm. En as jy nou klink, dat my pot dings was, dat bank was, gaan jy op hierdie bank sit, en hy gaan jou weer begin vorm. Hy gaan jou so vorm, dat jy weer moet wees waar jy was, maar ek het niets vir jou. Jou pyn gaan nie weggaan nie. Jou pyn, die lidse vraag is, gaan bly. As ek vanmôre gaan dink
En ek lê en dink ook aan die bed, en ek sien 'n mes, en ek sien 'n koel, en ek sê, wat wil die Here my wys daarin? Hy sê vir my, sê vir hulle, as iemand jou steek met 'n mes, dis seer. As iemand 'n koel vat en skiet jou met 'n koel, dis seer. Maar die meswond kan gesond raak. Die koelwond kan gesond raak. Maar gaan merke agterbly. Maar die woorde en jy in mekaar spreek en mekaar sê in die hart bly altyd seer. Dit bly altyd seer. En God sê, maar ek is daar om dit te genees. Ek is daar om hy seer te genees. Soos hy wonde van hy messteek genees, en die geneesheer kyk na hy wonde, en hy sê, dit raak mooi. Soos God vanmôre daar vir jou te sê, kind van God, ek is daar om jou te genees. Die vraag is net wat ek wil vra, is jy bereid om te sê, Here, ek wil genees word? Wil jy altyd met die seer loop en die pyn loop in die wêreld, jy moet jammer kry? Of wil jy sê, Here, ek wil die stap vat tot genesing? Die keuse lê nie vanmôre by my, die keuse lê by jouself. Vanmôre kry jy ons, elkeen 'n kans, om hier te kom staan en sê, Here, ek wil genees word. Ek wil hierdie seer, hierdie krake, wil ek tot by U bring. Hierdie gebroke pot, wil ek by U bring, dat U hom kan genees. Punt 4, praat so oor die herstel van die pot. Hy sê, God gooi nie gebroke potte weg nie. God gaan nie weggooi nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, jou familie kan hulle rug op jou draai. Vriende kan jou weggooi, maar God sê vanmôre, ek gooi jou nie weg nie. Hoe stukkend jy is, hoe jy lyk, ek gooi jou nie weg nie. Hy sê nou in Jeremia 18 vers 4 en 6 sê die volgende, toe die kleipot misluk, is die in die hand van die pottebakker, het hy dit weer begin vorm. Hy het jou weer begin vorm. As die pot gebreek het, het hy gesê, gaan ons hom weggooi. Maar God gaan hom nie weggooi nie. God gaan sê, bring hom vir my. Hy vorm my pot weer, en hy begin weer oor met hy pot. God raak nie moeg vir jou nie. Ons as mens raak moeg vir mekaar, is jy nie altyd klaar. Raak ons moeg vir mekaar. Maar God raak nie moeg vir jou nie. By hom kan jy kom klaar. By hom kan jy maar praat. Ek praat hardop, soos gister praat ek met die Here. My vrou vraag my, met wie praat jy? Toe nie waar nie. Ek praat met so. Toe is ek besig om met die Here te praat. En ek sê van dankie Here vir die mooi dag wat die buite is. Dankie vir die voel wat hier so sit vanmôre, wat so kwitter en die duif het so sing. Nou dit sê ek nog mama. Want hy praat ek met die Here daarso. En daar is in die woord staan dat ons mag nie hardop praat met God nie. Dis tyd wanneer jy met die Here kommunikeer en jy praat met God. Dan dink die mense is nie lekker nie. Praat met die Here. Hy sê ook in Jesaja 61 vers 3. Sê vir 'n persoon langs jou, ek gaan 'n kroon kry. Sê vir hom, ek gaan 'n kroon kry, want hy sê daar, so sê hy in Jesaja 61 vers 3 sê, hy gee vir hulle krone in plaas van as. Jy gaan 'n kroon kry. Nie sak as nie. 'n kroon sê die Here. Daar sê die van ons sê, dag as Jesus kom, gaan ons krone dra. Ek wil vanmôre vir jou sê, vanmôre kom God, terwyl jy so sit, en terwyl jy so sit vanmôre, sit hy die krone vir jou op. Krone. En die dag as jy al bo kom, kry jy die ewige kroon van getrouheid. Van getrouheid. Die dag, ek weet nie wat vir die dag nie. Wat die dag sal dit wees? Vanmôre vir jou vrou, sit nou vir my prent op van die punte. Ek wil hier ook kyk, en gelukkig sit nie so nie, maar die van julle wat hom kan sien. Vanmôre kom jy al
in jou lewe van hy punte. Daar is iets in jou lewe wat jy deurgaan. Dan mag soveel seer in jou lewe wees, maar wat vanmôre vir jou vra, en ek wil amper sê, wat pleit vir jou, dat jy hierdie seer vir God sal gee. Dat jy hierdie seer sal vat en sê, Here, hier is dit vanmôre. Hier is hierdie gebroke kleipot van jou, kom raak hom aan. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar is jou krake? Hoeveel krake het jy? Hoe groot is jou krake vanmôre? Dat hom, wat God is, jou herstel. Dat hy jou heel maak vanmôre. Hy sê, nie deur jou eie krag nie, maar deur sy genade. Hy sê, moenie skaam wees voor jou krake nie, laat sy lig deur dit skyn. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy hoef nie skaam te wees. Dit was 6 of 7 punte. Wat die broer, jou suster in die gemeente of die wêreld dink, as jy uitkom van daai krake nie. Jy het 'n oorwinning stap gevat tot 'n punt te sê, Here, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En ek moet vanmôre sê, baie mense lê vanmôre wat begrawe is, wat gesterf het, wat met soveel seer doodgegaan het al, en gesterf het, dat hulle nie die kans gehad het, wat ek en jy vanmôre het, om reg te maak nie. Hoeveel mense is graf toe, met 'n seer hart? En as ons kyk na die punte, hoeveel van hulle is afgesterf, wat verhoudings nie reg was in huise nie. Verhoudings tussen die man en die vrou, of die kinders, of die broer en die susters, die familie, wat nie reg is nie. En het afgesterf met hy seer. Nou bly die seer agter, vir die geliefdes wat agterbly. Vanmôre het jy die kans om reg te maak. Finansies. Ons almal gaan deur 'n moeilike tyd. Moeilike tyd wat ons gaan. Ek dink vandag, jy staan op, jy het soveel geld, dan breek iets. Of die motor of iets breek en jy is om jy geld uithaal. Dan sien jy, gaan jy bankrekening weer. En dan denk jy, Here, hoe gaan dit hierdie maand kom? En jy is gebroken en jy weet, jy gaan jou skuld weer maak of gaan leen. En dan is jy weer die moeilikheid. Dan kyk ons verder, trauma. Trauma is 'n baie seer punt in mense se lewens. Om deur daai trauma te gaan, byvoorbeeld as miskien 'n egskeiding is, deur 'n trauma te gaan waar 'n kind afgesterf het of 'n geliefde afgesterf het. En soos ek net al gesê, trauma waar ons deurgaan, waar daar siekte miskien is. Jy het daar gehoor iemand vir jou sê, ek hou nie meer van jou nie, ek is nie meer lief vir jou nie. En dis woorde wat seer maak. Dis trauma wat jy deurgaan. Want jy voel nie meer, jy is soveel werd, jy voel nie meer, jy is wonderbaarlik nie. Dis trauma. En ek wil vir jou vra, vanmôre laat God kom, en hy ketens breek. Dat God kom vanmôre, en die ketens om jou gedraai is, van hierdie punte laat hy kom, en het afdraai. Maar, om God dit laat afdraai, moet jy vir hom die reg gee wat ek kan doen. Jy moet die stap vat en sê, Here, kom breek hierdie ketens vir my. En ek wil vra, ek gaan afsluit, en dat jy julle oë sluit. Almal sluit julle oë. We gaan nou net die volgende lied speel, maar voor ek kom speel, wil ek net die volgende woorde sê. Hy sê daarso, jy is 'n gekraakte pot, maar jy dra 'n hemelse skat. Moenie wegkruip nie. Staan op, kraak en al, en laat God jou gebruik. Vanmôre wil ek jou vra, deur al jou krake en jou seer,
Laat God jou gebruik. Ek gaan vir hulle vra, speel 'n lied vir my, van die kitans. En as jy vanmôre wil staan, en die voor wil kom staan, en sê, Here, ek het genoeg gehad. En as jy nie voor wil kom staan, en met jou bank staan, dan staan jy. Maar God ken vanmôre jou gebrokenis. God ken elke kraak in jou vanmôre. Dankie, Here. Dat die Here hy kettinge breek vanmôre, broer en suster. Praat met hom. Nou, jy is 'n mens. En mens is breekbaar. Maar God is een wat herstel. God is een wat jou kan heel maak. Dankie, Here. Vanmôre sê God, ek wil jou ketting breek. Ek wil jou seën vanmôre vat. En ek wil dit in my hande. En ek het vat en vorm weer. Dankie, Here. Jy stik vanmôre. Maar God sê, ek kan en ek sal jou weer maak. Ek gee vir jou vanmôre 'n kroon. Nie as nie. Hy sê, dis vanmôre naby die gebrokenis van hart. Jeremia 29 vers 11 sê die Here, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. O, dankie, Here. O, Rabashiti Kalabashiti. Esita Kalabashiti Rabashiti. Ek wil vanmôre vir julle vra wat in die banke sit. Om julle staan mense. Ryk uit na hulle, gaan lê jou hand op hulle en bid vir hulle. Maar ons gaan hoor, wat moet ons doen met hierdie tong? Ons gaan hoor of ons wil lei met hierdie tong. Ons gaan hoor, ons moet bid vir mekaar. Stap uit sy man toe. Ek verklaar in die naam van die Here. O, Ribashiti Kalabashiti. Oor die lewe. Dat die Here begin werk in jou vanmôre. Gee oor broer, gee oor suster. Ons spreek in die naam van die Here Jesus Christus en ek verklaar vryheid in jou lewe in Jesus naam. Ek oorval die kettinge in die hand. Jy mag sit vanmôre, maar hy seën nog in jou wat mens gespreek het. Gee dit vir God. Dankie, Here, vir elke ketting wat breek. Dankie, Here, vir elke ketting wat in jou vat, dat jy vernietig. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Laat die kettinge val vanmôre voor God. Begin sien die Here jou herstel, begin die Here oopmaak vir jou. Want hy wil jou weer vorm. O, Rustie, dankie, Here. Dis nog nie te laat om te staan en sê, Here, hier is ek nie. Laat God jou gebruik, hy sê, ek wil jou gebruik, ek wil die lig in jou wees. Dankie, Here. Dankie, Here. O, dankie, Here, vir u harde werk. Dankie dat u die pottebakker sal kom heel maak.
Dankie, Here. Die mens kan nie heel maak nie, maar U kan dit maak vanmôre. Dankie vir die atmosfeer, God. Dankie, Here. Yes, Lord, doen U wil vanmôre. Hier raak elke iemand, Here. Oh, dankie, Here. Luister na die woorde van U song. En sê, Here, doen U wil met my. So 'n bietjie harder vir my. En daar waar jy is, begin met die Here te praat of bid hom. O Here, vanmôre vir U dankie sê. Here, dankie jy elke kleipot vanmôre aanraak wat gebroken is, Here. Here, dankie jy vanmôre by elkeen stil staan en elkeen se stukke optel, Here, sê, ek sal jou weer vorm, ek wil jou teen my bors vasdruk, soos 'n pa 'n seun vasdruk. Here, ek wil vanmôre vir U dankie sê dat die woord nog uitgegaan het na gebrokenis van hart, Here. En ek hoop, Here, dat die woord nog uitgegaan het, Here, dat is ons saad dra, my Vader. Ek hoop vanmôre, Here, dat U by elkeen die naamprediker ook sal wees, Here, want U is die naamprediker. Vanmôre, Here, wil ons U net loof en ons vir U prys vanmôre, vir U werke wat U doen. En daarom, Here, kan ons vanmôre sê, dankie daarvoor. Dankie dat U vanmôre nie of 'n maakte kleipot gebruik nie, maar dat jy 'n stikkende kleipot wil gebruik, Here. En ek wil vra, Here, dat jy die kleipotte sal gebruik. En Here, elkeen wat vanmôre gestaan het, Here, Here, wil ek ook vir jou voor die voete neer en jy ken hulle seer, jy ken die gekraak van die pot, maar Here, die wat ook vanmôre gesit het, Here, wil ek vra, Here, moet hulle nie verbygaan nie. Moet hulle nie verbygaan nie. Dankie, Here. Dis hoekom ons U bemin, my Vader, vanmôre. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees met dit. In Jesus naam. Amen. Amen.